Goeiemôre almal. Dankie aanbiddingspan. Was lieflik, was geseënd. Lekker om almal te sien vanoggend. Julle kan julle Bybels oopmaak by Handelinge so lank. Handelinge 9. Nou, dit raak koeler. Die weer is besig om te verander. Ons gryp 'n bietjie die vitamines om net gesond te bly. So vanoggend wil ek verder gesels oor Paulus, Saulus wat Paulus geword het. Nou verlede week het ons gehoor hoe Saulus gelewe het. Kom ons begin by Saulus, hoe hy gelewe het, die lewe wat hy gelei het. Dat gelowiges hom gevrees het. Gelowiges het hom gevrees, want hy was een van die sleutelfigure en een van die sleutelpersone in die vervolging van die volgelinge van Jesus. En wat vir my so interessant is dat in dit wat hy gedoen het, was die Here se hand nog steeds oor hom. En eerstens glo ek omdat die Here die opregtheid van sy hart gesien het, want hy het gedink, dit wat hy doen is reg voor God, was die Here met hom en het hy hom gebring op 'n plek waar hy openbaring aan hom gegee het. So ons sien ook dat die Here hom beskerm het in hierdie tyd, want hy het sy lewe bewaar tot op hierdie tyd van sy lewe. So die Here het 'n plan met sy lewe gehad, net soos hy 'n plan met my lewe het en 'n plan met jou lewe het. Jy mag dalk vanoggend hier sit as 'n jong seun of 'n jong dogter en dink, wat gaan van my lewe eendag word? Maar die Here het 'n plan met jou lewe. Ons lees in Handelinge 9 vers 3, wat met hom op hierdie pad na Damaskus plaasgevind het, wat gebeur het. Handelinge 9 vers 3, en toe hy op reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. Ek lees dit in die Engels ook. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. A light shone around him from heaven. In that light, and I said it last week also, he saw fulfillment and purpose. That's what happened in his life. He thought his life was on the right path. He thought he was doing the right thing. He thought his life was fulfilled. But as the Holy Spirit, as God's presence touched him, his life was fulfilled and purpose came into him. He knew what God wanted from him. And Saul's name was the desired one, but God changed him into Paul, the little one. Into Paul, the small one. That's what happened. Later in Paulus se lewe het hy baie keer struikelblokke oorkom en uitdagende tye ervaar. Maar in dit was die Here se hand met hom. Was die Here se beskerming met hom. Want die tye wat hy die uitdagings wat hy gehad het, die moeilike situasies wat hy teëgekom het, net soos wat jy vandag, as ek vandag moet vra, wie het situasies wat soms moeilik is, of wie het huidiglike moeilike situasie, of 'n uitdagende tyd, dink ek gaan van ons hande opsteek. Want dit is nie altyd net maklik nie. Daar is uitdagende tye. Ons lees in 2 Korintiërs 12 vers 9, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. So we see in this scripture, we see that God gives Paul the key words concerning the revelation of finding him. Finding him as his strength. So many times we want to do things out of our own strength. So many times we think we've got the best ideas. But God's idea is perfect. His strength is made strong in our weakness, as the scripture is saying to us. Even with this revelation of truth, many people do not walk according to what God says.
do not walk according to the word. And that's what Paul is calling us to. When we look at Paul's life before the touch of God, he wanted to do things out of his own strength, his own way. And so many times we find that we as a people want to try and do our own thing. But in everything, we must ask God. In alles moet ons die Here vra. Soos wat vanoggend in die offergawe uitgekom het, dit wat Kokkie gesê het. Vir alles, elke sent, moet ek eintlik vra, Here, wat sê U vir my? Nie net om te doen nie. As ek 'n besluit het in my boerdery, 'n besluit het in my besigheid, 'n besluit het in my beroep, Here, wat sê U vir my? Moet ek dit so doen? As 'n onderwyser of 'n onderwyseres, jy wat met 'n klas voor kosbare kinders sit, wat sê die Here vir jou vandag? Soms voel jy wil iets aan die kinders doen, want hulle luister nie altyd nie, maar wat sê die Here in dit? Hoe moet jy reageer? Hoe moet jy optree? Hoe moet jy met jou kollegas optree? Hoe moet jy met die wat saam met jou werk optree? Of gaan ek my eie ding doen? Gaan ek my eie besluite neem? Dit wat Paulus gedoen het, dit wat hy gedoen het, het hy nie gedoen oor hy avontuurlustig was nie. Hy was gelei deur die Heilige Gees. Die gevaarlike situasies wat hy in beland het, die lyding wat hy deurgemaak het, is as gevolg van hoe die Heilige Gees hom gelei het. Wat sê die Here vir jou? Hoe lei hy vir jou? Want as ons kyk na Paulus se lewe, sien ons, hy het soms eensaamheid beleef. Hy het soms frustrasie beleef. Teleurstellings. Moedeloos, ongerief, gebrek aan kos. Wanneer ons gebrek aan kos het, wanneer ons ongerief deurmaak, wat sê ons? Hoe tree ons op? Want dit sê baie van, waar trek ek met God? Dit sê baie van, wat is my verhouding met die Here? En om Jesus in die krag van sy opstanding te ken, moet ons 'n volle oorgawe maak en alles in sy weë vertrou. Ons moet hom ten volle vertrou in alles. When we look at the life of Jesus, he also experienced very difficult times. When he was in the Garden of Gethsemane, what happened there? He knew what was coming. He knew what is going to happen. But in that, he still said, Father, your way, not my way. Matthew 26 verse 39. Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. In this, Jesus surrendered his flesh to the Father's will. And what happened? An angel came and strengthened him. Luke 22 verse 43. An angel came in his situation, in that period where he's crying out to his Father, if it's possible, let this cup pass me, but not my will, your will. In his weakness, Jesus allowed the supernatural to happen, to be strengthened by an angel who was sent. And we must express our need to God. We need to express our need to God. We need to express what we need to God. Do we need strengthening? Doing to be strengthened in our weakness. Strengthened in our weakness as Jesus was. En mense baie keer gaan dit soms regtig moeilik. Dit kan wees met jou dagtake, dit kan wees met verhoudings en families, wat ook al. In dit moet ons na Jesus toe. Moet ons by hom hoor. Sal hy ons bystaan. Baie keer wil ons uit ons eie dinge doen en dit beperk ons.
want ons kan net soveel doen. Dit beperk ons, maar in Jesus word sy krag in ons vervolmaak, soos dat hy ons aanraak. En soos wat Jesus God se wil aanvaar het, het dit 'n impak gemaak in sy lewe, net so maak dit 'n impak op ons lewe. Hy het gegaan en hy het vir ons die prys betaal. Die prys betaal sodat ons weet, ons kan leef en leef vir ewig. Vir my, in die lewe wat ons leef, baie keer neem ons besluite en na die tyd besef ons, maar het ek die Here geken in dit? Het ek hom gevra hoe ek nou moes optree, wat ek nou moes doen? En dan besef ek na 'n ruk, ek het nie. Ek het dit op my manier gedoen, maar dit sou eintlik beter gewees het as ek eers by hom gehoor het. Want later besef jy, sy manier van doen is beter. Waar was ek? Goed, Handelinge 20 vers 22. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem. Dis Paulus wat hier praat. En watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Paulus praat hier, hy sê ek is op pad na Jerusalem, maar dit wat daar gaan gebeur, weet ek nie. Paulus het nie geweet wat die uitkoms gaan wees op sy reis nie, of wat dit sou bepaal, of hoe dit gaan wees nie. Hy het nie geweet nie. Hy het net geweet, dit is wat hy moet doen. Hy het geweet, hy moet gaan. Want die Gees het hom so gelei om te gaan. Wat het die Heilige Gees in jou lewe gedoen al? Wat het hy vir jou gesê? What draws you to him? What is he saying to you in this time? Die Heilige Gees bring aan hom openbaring oor die beproewing en lyding wat hy sou ervaar. Hy kon gekies het om nie te gaan nie. Hy kon gekies het om te sê, nee Here, dit lyk te moeilik, soos baie van ons soms doen. Want die mense wil weet, dit is wat ek gaan doen. Gaan dit maklik wees? Gaan ek gemaklik lewe? Gaan die omstandighede aanvaarbaar wees vir my, as ek dit gaan doen? Maar as ons na Paulus se lewe kyk, sien ons hy het nie. Mense sal soms sê, maar daar is nie vir my 'n mooi blyplek nie. Daar is nie altyd lekker kos om te eet nie. Daar waar ek moet gaan. En die omstandighede, hoe ek gaan bly, dis nie lekker nie. Of gaan hulle my genoeg betaal? Ek sal gaan as hulle my betaal, maar hulle moet nie vir my net R10 gee nie. Ek soek R20. Gaan hulle vir my 'n klein plekkie gee om te bly, of 'n groot plek? Dit is wat ons as mens doen. As God ons roep, as God vir ons iets sê om te doen, moet ons dit doen ongeag. Ongeag of dit maklik is, of dit lekker is, of dit finansiëel sin maak. Toe ek en my vrou in die bediening ingegaan het, mense sal sê, ons was dom. Kom ons gebruik mooi woorde. In daai tyd, as ek terugkyk, dan sien ek hoekom ons gedoen het, wat ons gedoen het, want dit was uit liefde vir die roeping. Maar jou inkomste en jou uitgawes maak nie sin nie. Dit wat jy gekry het is amper net genoeg om jou huis te betaal, wat jy moet hier. Maar in dit weet ons dat ons weet die Here het ons geroep. Maar Here, ek soek eers nog soveel voordat ek sal gaan, want my vrou en my kinders moet eet. Here, ek moet dan 2 karre hê, nie net 1 nie, want ek moet ry en my vrou moet ry. Nee, julle doen dit nie. Dit is wat mense doen. As God jou roep, as hy vir jou sê om iets te doen, doen dit ongeag.
hy sal byvoeg. Hy sal byvoeg. En dit is wat Paulus gedoen het. In dit wat die Here hom roep, het hy gegaan, ongeag. Hy het geweet wat voor lê. Hy kon het gelos het. Hy kon hierdie lyding en alles, hoef hy nie deur te gegaan het, as hy gesê het, ek gaan nie. Ek gaan nie hierdie pad stap nie. God cannot make us a blessing to the church and to his kingdom if we are more concerned about safety, more concerned about our well-being than the glory of God. If I'm more concerned of my safety, my well-being, my comfort, then something's wrong. Then something is wrong. Acts 20 verse 24. Paul says here in this scripture, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. I'm finishing with joy. Ek wil net so 'n bietjie teruggaan. As ons kyk na wat die profeet, ek het gedeelte het ek nou verbygegaan, die profeet vir Paulus gesê het, hy het vir hom 'n woord gegee. Kom ek vraag so, wie van julle het al 'n woord gekry van die Here? Profetiese woord. Hoeveel verwag nog dat dit in vervulling moet kom? Goed. Paulus kry 'n woord. En die woord, ek wil gou kyk waar is dit, of ek het hier ingesit het, ek lyk my nie ek die skrif hier ingesit het. Sy gordel is geneem, die profeet bind sy hande vas, met die gordel, en hy sê, die gordel, dis Paulus se gordel, hy sê vir hom, jy gaan Jerusalem toe, die persoon, wie se gordel dit is, gaan moeilike tye ervaar. Die persoon wie se gordel dit is, die mense gaan teen hom opstaan, maar die Here sê jy moet gaan. Wat gaan ons doen? Nee Here, daar's nie 'n manier nie. Ek hoor dan nou wat gaan gebeur. Ek sal my gordel neem, maar ek gaan 'n ander pad stap. Dan gaan ons die pad stap wat Jona gestap het. Wat het die Here vir jou gesê? Is daar iets wat jy moet doen? Of is daar nog tyd wat moet verloop voor dit wat die Here wil hê moet gebeur? As daar iets is wat jy moet doen, doen dit. Doen dit. Dit is wat hy van my en jou verwag. Ek wil net hier by my notas weer kom. Hier is die gedeelte. Ek gaan gou die skrif Handelinge 21 vers 11. En toe hy by hom kom, neem hy die gordel van Paulus, en hy bind sy eie hande en voete en sê, dit spreek die Heilige Gees, so sal die Jode, die man wie se gordel dit is, in Jerusalem bind, in die hande van heidene oorlewer. Dis wat hier vir hom gesê is. Wat het gebeur toe Paulus in Jerusalem aankom? Die mense het hom met blydskap ontvang. Ok, Here, daai woord, nee, hy woord is nie waar nie. Wat gebeur? Wat gebeur verder? Maar toe Paulus in die tempel ingaan, en hy begin waarheid spreek, toe wou die mense omstenig. Toe wou hulle hom beet kry, want hy het waarheid in die tempel gespreek.
Hulle het hom gegryp terwyl hy in die tempel was en toe die hele stad in oproer gekom. Wat het die Here vir jou gesê, moet jy spreek? Wat het die Here vir jou gesê, moet jy sê, daar waar jy werk, op jou plaas, in jou besigheid, in jou huis? Wat het die Here vir jou gesê? Doen jy dit? Even bound in chains, Paul declared the life of God and the move of the Holy Spirit. Even while he was bound in chains, circumstances didn't bind him. It didn't bind him. He still went on to move in the power and the Spirit of God. In the midst of this big dissension where Paul was almost pulled to pieces, and during the night of bitterness when he was bound as a slave, the Lord stood by him. Die Here is met jou, maak nie saak wat jy deurgaan nie. Die Here sal met jou wees, as jy daai tree van geloof gee, en sê, Here, U het gesê. U het gesê. Voordat ek en my vrou Piketberg toe gekom het die Here vir ons 'n woord gegee. Ons gaan die dorp waar ons is verlaat. Daar is vir ons hoeveel keer gevra, vat 'n gemeente op daai dorp. Ons het gestaan op die woord van God, al was daar niks. Daar is vir ons gesê, dit kan jare neem, toe sê ek, dan neem het jare. I can't go and do something that the Lord didn't say. Die laaste keer van dit, het ons nog nie geweet van Piketberg nie. Ons het nie geweet, hier is 'n gemeente op Piketberg nie. Na die laaste keer, 3 maande, toe sit ons hier. Wat sê die Here vir jou? Wat moet jy neerlê? Wat moet jy optel? Wat se stap in geloof moet jy neem? Handelinge 23 vers 11. But the following night, the Lord stood by him and said, Be of good cheer, Paul, for as you have testified for me in Jerusalem, so you must also bear witness at Rome. Your work's not finished, Paul. Now you must move on to Rome. When God speaks, it shall come to pass. It shall come to pass. The enemy can't stop it. If you walk in obedience to the word of God in your life, it will come in fulfillment at the right time. Is there something that I need to do, Lord? Show me. Let me do it. It is if only we choose to leave God's protection and His covering that we will be left as prey, out in the cold, as prey for the enemy. We need to stay under His covering, in His protection. Dit is wat ons moet doen. Gehoorsaam wees aan Hom. All this started. Dit alles het begin vir Paulus se lewe, waar hy 'n goddelike oomblik gehad het, where he encountered Jesus. En dit het net weer vir my bewys, God die Vader is daar, Heilige Gees is daar, Jesus is die deur, Jesus is die weg. When he encountered God, Jesus spoke to him. Paul, why are you persecuting me? Saul, why are you persecuting me? I'm not persecuting you, Lord. Why are you persecuting me? Jesus speaking to me, had an encounter with him, and his life completely changed, and even his name. From Saul to Paul. That light of revelation changed his life completely. Vanoggend by die intersessie, toe het
uitgekom, maar Kokkie ook net weer vra. Weet julle, as ons kyk na nagmaal, die belangrikheid van dit wat die woord vir ons sê. En ek wil vanoggend in kort net weer sê, die nagmaal het Jesus ingestel, net voordat hy gekruisig is. En hy het die belangrikheid daarvan vir ons deurgegee, van wie kan nagmaal gebruik en wie nie. Ek het al my getuienis vertel, maar in kort, het ek 'n tyd in my lewe vir die wat nie weet nie, deurgegaan, waar ek iets teen iemand gehad het. Dit het vir my 2 jaar gevat, om daai persoon werklik in my hart te vergewe. 2 jaar. Ek het gereeld gesê, ja, ek vergewe, ek spreek vry. Vir 2 jaar het ek nie nagmaal gebruik nie. Want die woord sê, as jy iets teen jou broer het, moet jy nie nagmaal gebruik nie, want jy kan 'n vloek oor jouself bring. En ek het vir myself gesê, ek gaan nie 'n vloek oor myself bring nie, maar ek weet in my hart is ek nog nie waar ek moet wees nie. 2 jaar. Totdat ek vir die eerste keer saam met my vrou en kinders nagmaal gebruik het. Dit was emosioneel. Maar dit was bevrydend. Hoekom sê ek dit vanoggend? Dit het opgekom by intersessie. Die belangrikheid van om reg te maak as jy iets teen iemand het. Die belangrikheid om te weet, ek is 'n kind van God as ek die nagmaal gebruik. Want ek kan 'n vloek oor myself bring. So vanoggend, soos wat ons sit, wil ek hê moet jy regtig net tyd neem en regmaak as jy iets teen iemand het. As verhoudings nie in plek is nie, dat jy net sal sit en met die Here daai gesprek sal hê. Paulus het gedink, of Saulus het gedink sy lewe is reg, totdat hy 'n goddelike ontmoeting met Jesus gehad het en radikaal sy lewe verander en sy naam verander na Paulus, the little one. God is calling us as believers to a life of radical obedience. Radical obedience, renewed vision for His purpose. Nie my doelstellings nie. Nie dit wat ek wil hê nie. Dit wat Jesus wil hê. Dit wat hy vir my wil hê. Dis waartoe hy ons as individue en as kerk roep. Dis waartoe hy jou roep met jou besigheid, met jou plaas, met jou beroep. Dis wat hy jou roep voor. Ek kan dink ek het net 'n werk. Ek werk maar net, ek gaan maar net elke dag werk om 'n salaris te verdien. God placed you there for His purpose. What is His purpose? What is His purpose for your life? Are you spiritually weak and strong in Him? Or are you strong in yourself and also spiritually weak? Or are you weak but strong spiritually? Only you will know. Net jy gaan weet. Here, dankie dat ons kan leer uit U woord. Here, dankie vir 'n man soos Paulus. Here, wat gedink het hy leef die regte lewe. Wat gedink het hy staan skoon voor U.
Here, maar deur 'n goddelike ontmoeting, where the light of revelation touched him, Father, and Jesus spoke so clearly to him, his life was radically changed. And Father, this morning we come to you as your children. And Father, I pray that we will lay down all the things that is hindrance in our relationship with you. Here, dat enige iets wat ons weerhou om gehoorsaam te wees teenoor u, dat ons dit sal neerlê vanoggend. Here, dat ons tyd met u sal spandeer, deur u woord te lees, met u in gesprek te wees, maar ook stil te wees om te hoor van u, Here. Here, waar u net daai gesprek, daai intieme tyd met ons het en ons met u, Vader. Here, ek wil vir u dankie sê vir die brood. Die brood wat u liggaam verteenwoordig, Jesus. Ek wil vir u dankie sê vir die beker wat u bloed verteenwoordig. Dat u die prys betaal het vir ons, Jesus. En dit te vergifnis van ons sonde. Thank you, Father, for paying the price. Thank you, Jesus, for paying the price, and that we can know that our sins are forgiven. Thank you, Father, that you are calling us to a life of total obedience to you, that we will surrender our own will, that we will surrender our own strength, and that we will walk according to your will, your purpose, and in your strength, Father. Thank you, Father, for giving us wisdom in how to walk with you. As we spend time with you, and I pray this in the name of Jesus. Bid dit in Jesus' naam. Amen.